Amen. Dankie vir jou aandeel. Dankie vir ons jeugspan wat vir ons ingestaan het die naweek. En ja, so lekker voorreg. Die vanoggend saam met ons kuier. Baie welkom. Jy kry insaag in dit waarby ons as gemeente op pad is en ek vertrou dat dit ook vir jou persoonlik sal uitdaag en dat jy ook moontlik hier sal uitstap met 'n verwagting oor wat in jou lewe, maar ook in jou tuisgemeente kan gebeur. Vir die afgelope 2 weke het ons stil gestaan met wat ek glo die Here vir ons as 'n gemeente en as deel van sy groter kerk verwag. En die woord het ons reeds herinner, ek het vir jou 'n prentjie daarvan op die skerm, die oes is groot, daar's 'n oes, en die oes is groot. Volgende prentjie, daar's die oes. En dan is daar nog 'n prentjie van 'n vangs. Elke vangs toevallig waarby Jesus betrokke was groot. En verseker is ook wanneer ons kyk na ons gemeenskap, na ons lewens, daar's ongelooflike potensiaal van 'n groot oes en 'n groot vangs. En die groot vraag is ons gereed en op koers vir die groot en die nuut wat God vir elkeen van ons wil doen? Nou dis een ding om te verwag dat die Here vir ons iets nuuts moet doen, iets nuuts in ons lewens, iets nuuts in ons omstandighede, iets nuuts in die gemeente, want sy belofte is mos, in 'n vers wat jy nou al redelik goed ken, Jesaja 43 vers 19, waar die Here beloof, wanneer sy kinders met hom in pas is, kyk, ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom. Dis een ding om vir die Here te sê, Here kom doen iets nuuts, dis 'n ander ding, hoor mooi, om te sê, Here, maak ons gereed vir iets nuuts. Jesus help ons in Lukas 5 om die noodsaaklikheid hiervan te verstaan, dat ek en jy gereed sal wees vir daai iets nuuts. Lukas 5 vers 38 sê, nuwe wyn, wanneer God iets nuuts wil doen, nuwe wyn moet in nuwe wynsakke gegooi word. En dit impliseer dat die nuwe dinge van God vra vir 'n nuwe kapasiteit van sy mense. So wyn vandag in ons tyd word vervaardig, ek vir jou 'n prentjie daarvan vars uit die Kaap uit saamgebring. Wyn word deesdae vervaardig in groot tanks of in massiewe houtvate. Maar jy koop dit nie in 'n groot vat of in 'n tank nie, jy koop dit in 'n bottel. Maar in Jesus se tyd het die mense wyn in groot kruike gestoor en dan het hulle dit in wynsakke gebeere. Wynsakke wat gemaak is van 'n vel van 'n dier, gewoonlik van 'n bok of van 'n skaap. Die vel is skoon gemaak, dis voorberei, dis gelooi en dan is dit so toegewerk dat dit letterlik vloeistof kon hou. En die opening is dan so toegemaak dat die sak gebruik is om wyn te bære en te vervoer. Hier is die belangrike deel. Wanneer dan nuwe wyn in daai sak gegooi word, dan's die wyn, en hier's die interessante ding van wyn. Wyn is iets wat lewe. Daar's 'n proses binne dit aan die gang. En daai wyn is lewendig en aktief en is aan die werk en dit kan ook by tye druk opbou. So daarom moet daai sak rekbaar wees. So 'n nuwe wynsak wat gemaak is van vars leer kan saam met die wyn meegee en toegee. Dit kan druk hanteer, dit kan beweeg, dit kan buig, dit kan aanpas. Maar dan is 'n volgende prentjie. 'n Ou wynsak. 'n Ou wynsak, met die tyd word die leer hard en droog en dit word styf en bros en onbuigbaar en die ou sak het dalk nog van buite af lyk dit soos die vorm van 'n wynsak, maar hy het nie meer die kapasiteit vir nuwe wyn nie. Gooi jy nuwe wyn in 'n ou uitgedroogde sak, gebeur daar 2 tragedies gelyktydig. Die sak breek uitmekaar uit en die wyn gaan verlore. En dis presies die prentjie wat Jesus gebruik. In Lukas 5:37 sê hy, niemand gooi nuwe wyn in ou wynsakke nie. Nuwe wyn sal die ou wynsakke laat bars en die wyn uitstort en die wynsakke vernietig. Nuwe wyn moet in nuwe wynsakke gegooi word. So as ons op koers wil wees en God vertrou vir iets nuuts, dan moet ons onsself afvra, is ons ontvanklik? Is ons gereed? Het ons die vermoë om te dra
wat God vir ons wil gee. Het sy in jou persoonlike verhouding met hom, het sy in die omstandighede waarin God jou plaas, ook vir ons as 'n gemeente. Want die wyn wat hy ons gee, is nie steriel en dood nie, dis lewendig, dit beweeg. Die interessante is, die nuwe wat God doen, druk teen die ou grense, dit vra 'n nuwe ruimte, dit vra rekbaarheid en aanpasbaarheid, dit vra 'n houer wat nie net mooi lyk nie, maar wat kan saamwerk met dit wat God binne in ons wil doen. So die vraag aan elkeen van ons is, as ons sê, ons vertrou die Here vir 'n nuwe ontmoeting, vir 'n nuwe werk, vir iets nuuts, selfs hier in ons plattelandse gemeenskap, ons bid vir 'n groter oes, vir ons droom oor 'n groter vangs. Ons glo dat die Here ons hier geplaas het om 'n verskil te maak. En hy kan ons nie 'n verskil laat maak met die ou maniere van doen nie. Ons moet plooibaar en ontvanklik wees vir 'n nuwe beweging met hom. Maar die vraag is ons gereed om te dra wat hy vra? Want dit is moontlik om vir nuwe wyn te bid en aan ou dinge vas te klou. Dis moontlik om te vra dat die Here nuwe mense moet stuur. Maar ons wil steeds funksioneer met ou gewoontes wat nuwe mense nie kan insluit nie. Dis moontlik om te verlang na nuwe lewe, maar steeds so styf, so beskermend, so gewoond aan ons manier van doen te wees, dat die nuwe wyn nie ruimte kry. Jesus sê nie. Ons opdrag is om die ou wynsakke 'n bietjie te polish en op te soep nie. Hy sê vir nuwe wyn sal ons met nuwe wynsakke moet kom. Met ander woorde, die manier waarop ons onsself vir hom oopstel, die manier waarop ons hom dien, die manier waarop ons uitreik na mense, die manier waarop ons strukture bou, ruimtes gebruik, die manier waarop ons as 'n gemeentefamilie funksioneer, kan nie altyd bly soos dit was nie. Want ou sakke kan nie nuwe wyn hou nie. Wat bedoel Jesus wanneer hy praat van nuwe wynsakke? 'n Hele paar kenmerke. Nommer 1, wat krities noodsaaklik is, dit word gekenmerk deur nuwe inhoud. Maar kom ons verstaan net eers gou die konteks van die gedeelte in Lukas 5. Wanneer Jesus praat oor hierdie nuwe wyn, nuwe sakke, was dit omdat mense na hom toe gekom het en vir hom gevra het, Jesus, hoekom is u disippels? Hoekom vas hulle nie soos die Fariseërs se disippels nie? U vakleerlinge doen dinge anders as al die anders wat in 'n disippelskapsproses is. Hulle vraag is eintlik, hoekom lyk julle godsdiens anders as die res? Hoekom pas julle nie in by die ou patrone nie? Hoekom doen julle nie dinge soos ons dit nog altyd gedoen het nie? Hoekom is julle nie deel van die tipiese voorspelbare kultuur nie? Hoekom hou julle nie by die ou tradisies nie? En dan antwoord Jesus in 3 beelde. Hy praat van 'n bruidegom, hy praat van nuwe lap op 'n ou kleed, en hy praat van nuwe wyn in nuwe wynsakke. Of nuwe wyn en die gevaar daarvan as dit in ou wynsakke is. En Jesus sê daarmee, julle kan my nie in julle ou godsdienstige raamwerk indruk nie. Nuwe wyn is nie bloot nuwe voorneme en nuwe gedrag en nuwe programme en nuwe musiek en nuwe tegnologie en nuwe geboue en selfs nuwe name en nuwe strategie nie. Jy sien, nuwe wyn is 'n totaal en al 'n ander soort inhoud. Nuwe wyn is die lewe van Jesus in jou. Dis die koninkryk van God wat begin deurbreek. Dis harde harte wat sag word. Dis verlore mense wat skielik huis toe kom. Mense wat gered en getransformeer word. Dis die krag van die Heilige Gees wat skielik besit neem van nuwe skepings. Dis die Gees van God wat gewone mense vul en bekragtig en uitstuur. Dis hoekom 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is hy nie meer 'n ou wynsak nie, hy's 'n nuwe skepsel. Die ou dinge van die ou wynsak het verbygegaan. Kyk, daar's 'n nuwe inhoud. Alles het nuut geword. So wanneer ons bid, Here doen iets nuuts in my lewe. Here doen iets nuuts in my gesin, in ons dorp, in ons gemeente. Dan bid ons nie, Here, maak ons net meer indrukwekkend nie. Ons wil eintlik bid, Here, laat die lewe van Jesus
so van ons besit neem en ons so vul, dat Christus in ons so sterk aanwesig is en deur ons vloei, dat die gemeenskap u kan proe. So die vraag is, dis nie eerste wat wil ons verander nie. Die vraag is ek gewillig en gereed vir dit wat Christus in my en in ons wil doen? Is jy bereidwillig om vanmôre hand op te steek en te sê, Here, ek is beskikbaar vir nuwe inhoud? Tweedens, nuwe wynsakke hou verband met nuwe insig. Jesus sê nie, ou wynsakke was nooit nuttig nie. Die ou wynsakke was op 'n stadium, die ou maniere van doen, die ou tradisies, die ou manier waarna ons gewoond was, het op 'n stadium goeie diens gelewer. Hulle het goeie wyn gedra, hulle was bruikbaar, hulle het 'n doel gehad. Maar dis belangrik dat om te onthou, baie dinge, veral ook in 'n gemeente se verlede, was nie verkeerd nie. Dit was goed vir 'n seisoen. Dit het mense gedra, dit het geloof gevorm, dit het 'n pad gebou, dit het 'n fondament gelê. Maar ons kan nie vashak in die verlede nie. Die feit dat jy die Here nog altyd op 'n spesifieke manier gedoen het, as jy wil vra, Here, kom, ek het smag en soek na 'n nuwe ontmoeting met U, moet jy jouself kan oopstel om te sê, Here, mag ek nuut kyk na my omstandighede, mag ek met nuwe oë, nuwe insig kry oor dit wat U wil doen. Voordat die Here nuwe dinge beloof, waarsku hy ons. Hy sê in Jesaja 43 vers 18, hy sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen in die volgende vers, maar die voorafgaande vers 18 sê hy, hier is ons rooi lig. Hier is die rooi lig vir wanneer God ons wil uitbring by 'n groot oes en 'n groot vangs en die nuwe dinge. Hy sê, moenie aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Tydens Jesus se eie bediening, daai is Ou Testament, Nuwe Testament, Jesus se eie woorde. Lukas 9 vers 62. Jesus sê, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en nuwe grond wil breek, vorentoe wil beweeg, nuwe aksie wil sien, nuwe groei, nuwe vrug, 'n oes, kan nie die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie. Inteendeel, Jesus stel dit so sterk om te sê, as jy die heeltyd wil terugkyk na die goeie ou dae, hoe ons dit nog altyd gedoen het, in my tradisies en my gewoontes, is jy nie geskik vir die koninkryk van God nie. Dis harde woorde. En ons het 'n nuwe insig nodig, om te besef, Here, help my toe, help my om nie te kyk. Ons eer die pad waarlangs die Here ons gebring het. Dit wat jy in jou verlede beleef het, was fenomenaal en dit was kosbaar, maar dit gaan nie vir altyd hou nie, dit het nie 'n raklewe nie. Wat God met ons soek vir 'n godsdiens, was 'n klomp tradisies wat ons maar net meganies moes onderhou. Wat nodig is vir 'n verhouding, is elke dag nuwe kontak, nuwe ontmoeting, en dis waarvoor ons nuwe insig nodig het. Ons het insig nodig om te besef, ons ou wynsakke was nie sleg nie, maar hulle kon hard word. En is miskien tyd vir 'n verandering. En ongelukkig is dit wat met mense en gemeentes en bedienings en tradisies gebeur. Ons verloor ons rekbaarheid en ons aanpasbaarheid en ons verhard, en ons het nie meer spasie vir die lewe van wyn nie. Wat eers 'n hulpmiddel was dikwels vir ons, word later 'n heilige koei. En ons moet dit so doen. Wat eers 'n metode was om ons te help op 'n stadium, het nou skielik 'n maatstaf geword. Wat eers 'n seën was, word later, as jy nie oppas nie, 'n beperking. En dan sê ons maklik, ons het dit nog altyd so gedoen. In die gedeelte waar Jesus praat oor nuwe wyn in vers 39, is hierdie woorde amper skokkend. Jesus waarsku ons en sê, daar's mense wat hulle neuse gaan optrek en sê, maar hulle hou nie van die nuwe wyn dinge nie. Vers 39, iemand wat die ou wyn gedrink het, en niemand wat die ou wyn gedrink het, wil nuwe wyn hê nie, want hy sê, die oue is goed. Ek en jy dalk vanmôre nuwe insig nodig om te sê, is ek besig om vas te klou aan die bekende en die voorspelbare en die veilige en dit wat ek kan beheer, maar in die proses weerstaan ek die Heilige Gees dat hy my kan invat na 'n nuwe seisoen van nuwe dieptes en nuwe belewennisse saam met hom. Nuwe wyn van die Heilige Gees, vra vir geloofsinsig, nie vir nostalgie nie. Derdens, nuwe wyn beteken
'n nuwe ingesteldheid. Nuwe wyn begin by letterlik 'n ingesteldheid van my hart. As God iets nuuts in jou lewe wil doen, begin hy nie eers by die uiterlike nie. Wanneer God iets nuuts wil doen in 'n gemeente, gaan dit nie oor geboue en programme en strukture nie. Hy begin altyd eers by die ingesteldheid van 'n hart. Jesegiel 36 vers 26 sê die Here, wanneer hy sy volk dramaties wil transformeer en gereed kry vir 'n volgende hoofstuk, hy sê, ek sal julle 'n nuwe ingesteldheid, 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Jy sê 'n nuwe wynsak is eerstens 'n nuwe hartsingesteldheid. 'n Hart wat sê, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek wil gehoorsaam wees. Here, ek hou nie van verandering nie, maar ek wil nie u werk keer nie. Here, wys my waar my gemak belangriker geword het as u missie vir my. As die sending waarmee u met my besig is. Here, wys vir my waar my boot vir my belangriker geword het as die opdrag om die nette uit te gooi. Romeine 12 vers 2 daag ons uit tot 'n ander ingesteldheid. Dit sê, en word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander. Maak seker die ou wynsaak maak plek vir 'n nuwe wynsaak. Hoe? Deur 'n ingesteldheidsverandering, deur die vernuwing van jou gemoed of ingesteldheid, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So let op, vernuwing en verandering begin by my gemoed, my denke, my ingesteldheid, dit wat eintlik in my hart aangaan. En gevolglik benodig ons 'n nuwe ingesteldheid oor mense. En om mense te begin sien rondom jou en te besef, daai mense is nie probleme nie, hulle is die oes. Die oes waarvoor Jesus so duur betaal het. Ons benodig dalk 'n nuwe ingesteldheid oor ons gemeente, of jou gemeente, as jy dalk van 'n ander gemeente af is. 'n Nuwe ingesteldheid om te besef, dis nie 'n klub vir lidmate nie. Dis 'n span van gestuurdes wat saam op 'n missie is vir 'n oes en 'n vangs. Ons moet nie begin dink oor fasiliteite, want dis nie die kerk nie. Dis nie die kerk en die gebou wat ons soos 'n museum wil inrig en vir onsself wil bewaar nie. Dis eintlik 'n reddingsboot waarmee ons drenkelinge kan help. Ons moet nie begin dink oor bedieninge. Bediening is nie 'n werk vir 'n paar betaalde mense nie. Dit is eintlik vir elke gelowige 'n plek van funksionering in die liggaam van Christus Jesus. Efesiërs 4 vers 16 sê, uit hom groei sy hele liggaam en die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en hulle vorm saam 'n eenheid en elkeen van hulle vervul sy funksie. En so bou die liggaam homself op in liefde. So die kerk van Jesus is sy lewende liggaam wêreldwyd en die plaaslike gemeente moet 'n gesonde uitdrukking daarvan wees. Vierdens, nuwe wynsakke beteken 'n nuwe infrastruktuur. Dit beteken ons 'n ander basis. As Jesus sê nuwe wyn moet in nuwe wynsakke kom, dan beteken dit nuwe lewe vra geskikte ondersteuning. 'n Gemeente kan 'n groot roeping hê, maar klein strukture. 'n Gemeente kan groot drome hê, maar ou gewoontes. 'n Gemeente kan bid vir nuwe mense, maar steeds funksioneer asof net die bestaande mense tel. En die gevolg, dan bars die wynsakke. Handelinge 6 wys vir ons hoe die eerste gemeente dit moes leer. Die gemeente het geweldig gegroei, nuwe mense het bygekom, daar's nuwe lewe. En skielik ontstaan daar as gevolg van die nuwe wat gebeur en die druk wat opbou, is daar skielik 'n administratiewe en 'n versorgingsuitdaging rondom weduwees. En wat doen die leiers? Hulle sê nie kom ons bid net en hoop dit gaan weg nie. Nee, hulle verander die struktuur. Hulle sê, wow, ons het 'n nuwe wynsak nodig, kom ons verander. Die een was reg, maar kom ons sit hom een kant, kom ons kry 'n nuwe wynsak. Jy sien die wyn is die belangrike, nie die sak nie. Die sak kan jy elke nou en dan verander. Die strukture kan elke nou en dan anders lyk vir 'n nuwe seisoen in jou lewe. En dan stel hulle betroubare mense aan. Hulle skop 'n nuwe bedieningsstelsel af, sodat die woord kan voortgaan en die mense versorg kan word en nuwe wyn helend kan vloei.
Die gevolg, 'n nuwe infrastruktuur. Handelinge 6 vers 7. Die woord van God het verder versprei. Hoekom? Hulle het die sak vervang. Dit was nie beperkend nie, dit was ondersteunend. En kyk na die gevolg. En die getal gelowiges in Jerusalem, die Bybel sê voor dit het toegeneem met soveel en soveel. Hier's eerste keer die woordjie en in Grieks is dit 'n dramatiese woordjie wat beteken dit het geweldig toegeneem. Die skatting in Handelinge 6 is dat hulle omtrent van 5000 mense gestyg het nou na ongeveer 20000 mense net in die stad alleen. En net so tussen hakies, selfs godsdienstig is. Selfs die ouens wat in die kerk gewerk het, wat nog buite verhouding met Jesus gestaan het, want dis moontlik. Jy kan so in die kerk werk, jy kan 'n bediening hê, jy kan 'n priester wees en buite 'n verhouding met Jesus staan en ongelowig wees. En dit het hulle so geraak, want die nuwe wyn se lewe was so dinamies, selfs 'n groot aantal priesters, sê die laaste deel van daai vers, het gelowig geword. Maar let op, beter strukture het nie die Heilige Gees vervang nie. Beter strukture het die werk van die Gees gedien. En dis wat ons nodig het. Ons het elke keer 'n ander wynsak nodig sodat die nuwe wyn effektief behou en versprei kan word. En dis wat ons nodig het. As ons God vertrou vir 'n nuwe ding, as jy die Here vertrou dat jou lewe impak kan maak om 'n groter vangs en 'n groter oes in te bring, dan moet ons vra. En veral in die gemeente, hier's waarmee ek stoei op 'n oomblik, is ons disippelskap. Een van daai sakke wat ons gebruik, is ons disippelskapstrukture, is dit sterk genoeg? Is ons gasvryheid uitnodigend genoeg? Is ons kinderbediening gereed? Is ons taal verstaanbaar genoeg? Is ons leierskap gesond genoeg? Is ons prosesse eenvoudig genoeg? Is ons ruimtes bruikbaar genoeg? Is ons harte wyd oop genoeg? So lyk ons infrastruktuur, ons sisteme en ons prosesse. Handelinge 15, 'n baie soberende waarskuwing wat Jakobus aan die kerkleiers rig destyds. Hy sê, daarom meen ek dat ons dit nie moet moeilik maak vir die mense wat hulle tot God bekeer nie. As dit te moeilik is en die sisteme te hard word, hierdie wynsak werk nie lekker nie, kry 'n ander een wat meer ontvanklik is vir die nuwe wat God wil toevoeg. En ek dink dit bly 'n ongelooflike rigtingwyse dat ons dit nie sal moeilik maak vir mense om Jesus te vind nie. Nie ekstra hindernisse en ekstra boublokkies gaan bysit nie. Hoe kan ons die pad gelyk maak? En verseker beteken dit, ons kan nie van mense verwag om eers soos ons te lyk, voordat hulle by Jesus welkom is nie. Jy onthou die aanhaling, ek het hom verlede week vir jou op die skerm gehad. We must catch them, he will claim them. Ons moet hulle vang, hy sal hulle skoonmaak. Weet jy wat doen ou wynsakke? Ou wynsakke wil gewoonlik eers sê, word soos ons, sorteer eers jou gedrag uit, lyk, smaak en proe soos ons, en dan is jy welkom hier. Ergens het ons 'n nuwe infrastruktuur nodig. Vyfdens, nuwe wynsakke impliseer nuwe inisiatief. Die feit dat ons sê, hoe kan ons dit, hier is my favourite woordjie, hoe kan ons iets beterder doen? 'n Nuwe wynsak is nie net nuut nie, dis rekbaar. Hoe kan ons aanpas? Dit beteken ons bly leerbaar, ons bly beweegbaar, ons bly aanpasbaar, ons bly gehoorsaam. Bereid om aanhoudend na gelang van die situasie met nuwe inisiatief vorendag te kom en dinge so te hanteer. Paulus vertel vir ons in 1 Korintiërs, dit was sy styl. As hy in 'n nuwe plek kom, dan sê hy, ek het 'n spesiale wyn vir julle, maar wat is die regte manier en hoe moet my wynsak aanpas? Wat is die inisiatief wat nodig is om hierdie mense effektief te kan bedien? 1 Korintiërs 9:22 sê hy, vir almal het ek alles geword, om in elk geval sommige te red. Ek pas die heeltyd aan, nuwe inisiatief. Hoe gaan dit werk as ek met hierdie groepering mense ontmoet? Wat se taal, wat se woorde moet ek nie gebruik hier nie? Waarvoor moet ek versigtig wees? Wat se gewoontes hier is anders? Waarvoor moet ek sensitief wees? En nooit verander hy die evangelie nie, maar hy pas voortdurend sy benadering aan. En dis nie kompromie nie. Ons noem dit opofferende liefde. Want ons was baie keer, hier is my manier van doen, come hello high water, ek sal nie vir jou verander nie. Weet jy wat? Dis selfsugtig. Wat ons nodig het, is 'n opofferende liefde. Hoe kan ek jou dien? Hoe kan ek jou in koneksie met Jesus bring op die vlak waar jy is? Dis 'n onselfsugtige sending. Dis sensitiewe wysheid.
En dis die inisiatief wat God deur sy Gees met nuwe wyn in ons harte wil kom gee en wat hy van ons verwag dat ons sy aanpassing sal maak. Paulus daag 'n gemeente uit. Hy sê vir in Kolossense 4 vers 5 en 6, hy sê in julle verhouding met buitestanders moet julle inisiatief gebruik, slim optree, deur elke kans te benut, met woorde wat altyd vriendelik en sinvol is. Moet julle gereed staan om die regte antwoord vir elke mens te kan gee. So as ons op koers wil bly as 'n gemeente en vorentoe beweeg in dit wat God van ons verwag, moet ons voortdurend vra, hoe hoor buitestanders ons? Hoe beleef nuwe mense ons? Hoe ervaar jong gesinne ons? Hoe beleef kinders ons ruimtes? Hoor iemand wat deur godsdienst seer gemaak is, hoe hoor hulle die boodskap? Hoe verstaan iemand wat geen Bybelagtergrond het nie, ons taal en ons lingo en ons terme? Die boodskap verander nooit nie. Maar die sakke moet kan rek. En die waarheid bly dieselfde. Dit mag nooit aan die waarheid van Jesus verander nie. Maar ons bedieninge moet leer praat in 'n taal van mense wat ons probeer bereik. En dis presies wat Jesus gedoen het. Jesus het letterlik die kombuistaal, die huistaal van die dag gepraat en hy gebruik intentioneel ongodsdienstige terme. Hy praat nie die tipiese teologiese terme van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie en die geleerdes van daai tyd nie. Hy praat sommer vertel 'n storie van koringsaad, van skape, van brood, van vis, van feeste, van munte, van bome, van wingerde, van oeste. En hy bring elke keer 'n hemelse waarheid aan verstaanbare aardse taal. En as ons hom volg, moet ons dieselfde doen. Nuwe wyn beteken sesdens nuwe invloed. En dit beteken letterlik, en herinner ons, wyn is nie verstoor nie. Wyn is vir uitgiet. Wyn is nie vir inhou nie, wyn is vir invloed. En hier is die groot vraag. Ons kan so fokus op die wynsakke. En die hartseer is, ek kom uit 'n kerktradisie uit, waar daar so gefokus was op die wynsakke. Ons vergeet van die nuwe wyn. En die punt van nuwe wynsakke is nie net om 'n beter organisasie te bring. Die punt is dat die nuwe wyn, dat dit help dat die nuwe wyn veilig gedra en uitgedeel kan word. Dat dit vir ander mense heling en seën kan bring. So God se lewe is nie net vir binne nie, God se lewe is vir deurvloei. Dis Jesus se woorde in Johannes 7. Hy sê in vers 38, hy sê, met die een wat glo, die een wat 'n ander ingesteldheid het, die een wat 'n nuwe verwagting het, die een wat hom gereed maak vir nuwe wyn, die persoon wat 'n nuwe wynsak is, met die een wat glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Jy sien, dit verwag nie dat ons opgaardamme moet wees nie. Dit verwag dat ons kanale moet wees en dat strome sal vloei. So 'n gesonde gemeente is nooit 'n opgaardam van godsdienstige aktiwiteite nie. Gesonde gemeente is 'n kanaal waardeur God se liefde en lewe na die gemeenskap kan vloei. Dit is een van die min organisasies wat nie vir onsself bestaan nie. So daarom is ons hier. Nie net om samekomste te hou nie. Ons is hier om mense te bereik. Om toe te laat dat mense Jesus ontdek en hom wil volg. En om uiteindelik die belange so van ons gemeenskap by die Here te soek, dat hy ons dorp kan seën met dit wat sy ultimate droom vir ons is. Jeremia 29 is 'n uitdaging aan die volk van die Here, terwyl hulle eintlik as slawe weggevoer is in 'n vreemde plek, hulle wil nie daar wees nie, en dan's God se opdrag, ouens, kry 'n nuwe wynsak, kry 'n nuwe attitude, kry 'n nuwe houding, besef julle het 'n nuwe invloed. Want my nuwe wyn wil deur julle vloei, selfs in hierdie plek waar ek julle nou geplaas het, en hy sê in vers 7, bevorder die belange van Standerton, in ons konteks.
bid tot my vir Standerton, want sy belange is ook julle belange. En net vir ons eie gemeentespan, die res druk toe jou ore. Replika is nie toevallig in Standerton. En as ek jou naam kon noem en vir jou sê, jy's nie per ongeluk en toevallig op die oomblik in Standerton nie. En miskien is jy eintlik 'n stadsmeisie, of 'n stadsou, stadsjapie. Daar's 'n rede vir hierdie seisoen dat God jou in die platteland het. Ons is hier vir 'n rede. Kan dit wees dat God wil hê dat ons sy nuwe wyn moet kanaliseer met 'n gesindheid van, Here, invloed. Hoe kan ek my invloed verhoog? Hoe kan U my gebruik dat ek maksimaal die impak kan hê wat U wil hê ek moet hê? So die vraag, is jy bereid om 'n nuwe wynsak te wees? En jammer vir die kritiese label wat ek kan gee, maar ek wil waag om te sê, as jy nie 'n nuwe wynsak is nie, is jy 'n papsak. So verander jou attitude. Van 'n papsak wat net deur godsdienstige tradisies gaan na 'n nuwe wynsak, waardeur God nuwe wyn kan kanaliseer. Nuwe wyn na jou gesin, na jou werksomgewing, na die maats in jou skool of saam met jou op universiteit, na jong mense, na kinders. Ons kanaal word na mense wat uitgekeier is vir godsdiens, maar honger is vir Jesus. Na mense wat seer gekry het elders. Na mense wat nooit sommer net op 'n Sondag hier sal instap nie. En dis van julle wat hier sit, jy's hier want jy het elders 'n tydjie terug 'n konsert bygewoon. Mag ons fasiliteite so ontwikkel dat hier 'n plek is vir koffie. Dat jy hier uitkom want jou kind het hier iets beleef en opgetree en jy het besef, "Haai, die eerste hekkie, dis nie so erg nie, dit lyk nie so weird nie." En daar was 'n vriendelike gesprek, daar was 'n daad van liefde. Want jy sien, nuwe wyn moet vloei. So Jesus se uitdaging is, nuwe wyn moet. Kan nie in ou wynsakke geakkommodeer word nie. Daai tyd gaan nie werk nie. Nuwe wyn moet in nuwe wynsakke gegooi word. So wat moet ons doen om op koers te bly? Ons moet seker maak dat hy ons so transformeer en dat hy jou gees so transformeer dat jy vanmôre weet, jy's 'n vloeibare, beweegbare, gesonde nuwe wynsak. Anders is jy 'n papsak. Ons moet onthou, hy bly die bron van die nuwe wyn. Hy wil ons kom seën met meer. Maar jy tap nog nou nie water in 'n stukkende jou tank nie. Hier sit dalk vanmôre 'n klomp stukkende tanks. En jy besef, jy verwag die Here moet maar net intap, maar wat daarvan dat jy hom toelaat om jou te transformeer en totaal en al nuut te maak, sodat jy hierdie bron kan word verander in 'n tyd waar hulle so smag na lewende water. So kom ons maak seker, Jesus bly die bron. Die inhoud waarmee ons vul, is homself, sy gees. Dink ons het nodig om die verlede te eer. Ons staan altyd op die skouers van vorige tradisies en vorige gebruike en vorige mense se belegging in ons lewens. Ons moet die verlede eer, maar ons kan nie daaraan vasvries nie. Oppas. Oppas dat jy jou hand aan die ploeg slaan, maar bly terugkyk. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons ingesteldheid, ons harte die heeltyd vernuwe. Om vernuwe te word is nie 'n eenmalige aksie nie, dis 'n konstante proses. Implikasie is, ons sal strukture moet bou, selfs in ons eie denkpatrone. Hoe kan ons hierdie oes dra? Hoe kan ons dit akkommodeer wat God wil doen? Ons moet rekbaar, leerbaar, gehoorsaam bly vir sy inisiatief wat hy wil hê dat ons op 'n nuwe manier die nuwe wyn kan laat deurvloei. En ons moet die wyn nie behou nie. Dit gaan nie oor ons nie. Dis nie vir self nie. Dis 'n kanaal vir ander, mense rondom ons. So die vraag is nie, as ons wil vra, waar is die koers van replika? Wil ons sê God moet iets nuuts doen? Verseker. Maar dis nie die enigste vraag nie. Die vraag is, en die groot uitdaging vir jou en my op 'n persoonlike vlak en ook vir ons as 'n gemeentefamilie,
Is ons bereid dat God ons nuut maak sodat ons kan dra wat hy wil doen? Want ou wynsakke kan bid vir nuwe wyn, maar hulle kan dit nie hou nie. Mag die Here ons beskerm teen 'n gemeente ingesteldheid wat sê die oue is goed genoeg. Mag ons sagte harte gee, 'n regbare geloof, gehoorsame kulture, gestuurde identiteit. Dat ons besef ons identiteit is ek's 'n gestuurde van die Here. Ek's 'n geroepene van die Here. Daar's 'n mandaat op my lewe. Hy verwag ek moet nuut wees en hy wil voortdurend nuwe wyn deur my laat vloei. Dit gaan nie verandering ter wille van verandering nie, maar dit gaan oor vernuwing ter wille van gehoorsaamheid aan sy roeping op ons lewens. Dit gaan nie oor nuwe wynsakke. En vir 'n oomblik as jy dink aan hierdie fasiliteite, dis nie 'n nuwe wynsak omdat ons modern wil lyk nie. Dis nuwe wynsakke omdat ons die nuwe wyn van Christus op 'n relevante manier aan mense wil bring. So miskien is die eerste gebed vanoggend eenvoudig. Miskien moet jy net dalk vir die Here sê, Here, wys my waar's ek 'n papsak. Here, wys my waar's ek 'n ou wynsak. Wys my waar hierdie sak, want dis nie ek nie. Dis my maniere van doen. Wys vir my waar die dinge vervaldatum bereik, dat ek daarvan kan afstand doen en sê, Here, kom gee vir my iets nuuts. Here, kom wys my waar het ek hard geword. Waar het ek my voorkeure begin verhef tot beginsel. Waar het ek my gemak belangriker gemaak as u missie? Miskien weer die ingesteldheid wat ons verlede week oor gepraat het, om te sê, Here, ons het al die hele nag deur. Come on, Here. Petrus, ek soek 'n nuwe wynsak. 'n Ander ingesteldheid. Okay, Here, op u woord sal ek dit aan die ander kant gooi. Maak nie sin nie, come on, is ons op dieselfde plek. Net te kan skeer wanneer ons nuut voor Vader staan en hy deur sy gees vir ons harte so verander, dat hy met nuwe wyn deur ons kan vloei en ons die avonture kan beleef. Want dis nie hy wat daardeur getrill is alleen nie, dis die disippels wat beleef, wow, ons het nog bootjies nodig. Die vangs is te groot. Dalk is daar iemand hier wat besef, ek het nie net nuwe gewoontes nodig nie, ek het 'n nuwe lewe nodig. Miskien besef jy in jou menswees, jy stikken. En jy probeer so nou en dan 'n patch opsit en 'n bietjie duct tape plak en daarom ietsie behou, maar jy weet die goed spring af en dit hou nie. Jesus het nie gekom om ou wynsakke te lap nie. Hy het gekom met 'n nuwe wynsak. En vandag kan jy vir hom sê, Here, ek gee my lewe vir U. Ek's nou moeg vir hierdie papsak leefstyl. Ek's moeg vir 'n godsdiens wat regtig net my deur die motions vat en geen resultate en geen bevrediging. En ons geen lekker en emosie daarin nie. En dit gaan nie oor lekker en emosie nie, maar dis 'n byproduk. Die vreugde en die vrede van die Here wat uiteindelik ons krag word wanneer ons op die plek is waar ons skielik net beleef, het my nuut gemaak. Miskien moet jy vanmôre voor die Here hand opsteek en vir die Here sê, red my Here van hierdie verval. Miskien Here vergewe my. Want tot nou toe, die Heilige Gees jy dalk al probeer oortuig, maar jy het 'n ingesteldheid van ek sal nie. Want jy sien ons rebelleer teen dit wat God uiteindelik in ons lewens wil doen. En dis daai sondige natuur wat ons hom vra vir sy vergifnis en die oomblik as ons daai ingesteldheid, die Bybel noem dit sonde, as ons dit bely, dan reinig hy ons, hy onthef ons, hy verander ons, hy transformeer ons en hy maak ons splinternuut. Nuuter en skoner as die dag toe jy gebore is. Miskien moet ons as 'n gemeente bid en sê, Here, maak hierdie gemeente 'n skerp, nuwe wynsak. Nie vir ons naam nie, nie vir ons gemak nie. Maak hier dat ons nuut sal wees vir die oes, vir die vangs, vir die koninkryk. Kom ons praat met die Here. Here Jesus, dankie dat U steeds nuwe wyn gee. Dankie dat U nie klaar is met mense nie. Dankie dat U nie klaar is met Standerton nie.
Ek het nie klaar is met replika nie. Maak ons harte sag. Maak ons geloof rekbaar. Maak ons denke nuut. Maak ons strukture diensbaar. Ons wil gehoorsaam wees. Vergewe ons waar ons vasgeklou het aan dit wat bekend is, terwyl U ons geroep het vir wat vrugbaar is. Help ons om die verlede te eer, maar die toekoms in geloof te betree. Bewaar ons, het ons nie hindernisse bou vir mense wat U besig is om nader te trek nie. Laat ons nie die boot aanbid en die visse vergeet nie. Laat ons nie die wynsakke beskerm en die nuwe wyn verloor nie. So kom vul ons met U self. Laat U lewe deur ons vloei. Mag ons vloei na hierdie gemeenskap en 'n radikale verskil maak. Dankie Here dat vir diegene wat vanmôre besef, miskien is my lewe soos 'n papsak. Miskien is my lewe soos 'n ou wynsak wat nie meer vormbaar is nie. Mag U vanmôre 'n nuwe aptyt in sulke harte skep om na U toe te kom in kinderlike naïwiteit en 'n oorgawe te maak. U in te nooi om met nuwe wyn besit te neem van die nuwe skepsel wat U wil vorm wanneer 'n persoon sy of haar lewe onvoorwaardelik aan U beheer oorgee. Kom bid vir elke gemeente wat vandag hier verteenwoordig is. Ons kom bid vir elke gemeente in ons dorp. Dankie vir elke gemeente se unieke aanslag en unieke styl. Maar Here, mag geen van ons gemeentes so vashou aan tradisies dat ons die vangs en die oes mis nie. Dan is ons totaal en al van koers af. Terwyl ek nie verantwoordelikheid kan vat vir ander gemeentes nie, help my Here, help ons gemeente om op koers te bly van die hoë roeping waartoe U hierdie gemeente geroep het. En mag ons nie vir ander 'n bedreiging wees nie, mag ons 'n aanmoediging wees, mag ons 'n aansporing wees, mag ons 'n hulp wees, sodat soos wat U wil in die hemel is, dit gerepliseer kan word hier op aarde. En wanneer ons nou uit mekaar uitgaan, mag daar 'n ander ingesteldheid en 'n honger wees om te sê, Here, kom vorm my, kom maak my soos U wil. 'n Nuwe wynsak, ontvanklik vir die nuwe wyn van U Gees. Mag U vrede met ons wees, en bovenal mag U vreugde ons verras as die oes en die vangs begin inkom. Bid dit in die naam van Jesus en almal sê amen.